Baie dankie, liewe kykers by Kruiskyk, vir die voorreg wat ek het om vandag met u te praat. My naam is Kai Bekes van El Shaddai Bedieninge en ek het 'n paar dinge wat ek u moet deurgee voor u die program gaan verstaan. En ek wil vir u vertel waar dit vandaan kom dat ek nou vandag hier verskyn voor u. En dit is baie belangrik dat u daarna moet luister en te verstaan, anders gaan u dalk erns die ding nie heeltemal mooi begryp nie. Ek was 'n pastoor van 'n gemeente in Middelburg, vir baie jare, 26 jaar daar in die bediening gewees. En terwyl ek een nag in die slaap was, en ek dink dit was 'n gesig of 'n droom, dit is moeilik om te bepaal, het die Here my iets gewys van mense wat aan 'n kerkie werk. En 'n pragtige ou mooi wit kerkie, so 'n A-raam kerkie, en daar was vol krake en barste, en hoe daar 'n span mense besig is om die kerkie nou toe te smeer en bietjie reg te maak. En die volgende span kom en hulle verf die kerkie pragtig en almal staan nou terug met pragtige wit jasse aan en sê kyk net hoe mooi lyk die kerkie nou. En toe kom daar 'n geweldige wind op. En hierdie wind is so erg en so sterk dat dit die bome uitwaai en die gras wegwaai en die grond wegwaai. En toe die wind uiteindelik gaan lê en die stof gaan lê en ek mens kon sien wat aangaan, toe sien ek maar die rede waarom die kerkie so verskriklik baie krake en barste ingehaat het, was dat die kerkie was nie op die fondasie gebou nie. Die fondasie het oopgewaai deur die wind en daar staan 'n groot gedeelte van die kerk glad nie op die fondasie nie. En ek het verstaan wat die Here vir my wil sê met dit, maar ek het nie geweet wat moet ek daarin doen nie, want wat doen ek nou? Ek kan nie fisies 'n kerk gaan afbreek en oorbou nie, en ek het ook verstaan dat dit is nie wat die Here bedoel nie. Maar 'n tyd daarna het ek een nag terwyl ek gaan bid, en so voor 3 die oggend, toe praat die Here met my, en vir een of ander rede praat hy met my in Engels, en hy sê vir my, I want you to restore my church. En ek het gesê, wel Here, ek persoonlik dink u vat nou die verkeerde man, daar's groter predikers as ek, daar's groot manne, presidente van kerke, voorsitters van groot denominasies, wat u mee kan praat, maar as u wil hê ek moet doen, ek is bereid om dit te doen, ek weet nie hoe gaan ek dit regkry nie, ek het nie 'n vaagste idee hoe ek dit gaan regkry nie, maar ek glo u sal my wel leiding gee. En so die tyd aangegaan, en jy weet, vir ons dink ons 'n jaar is lank, maar die woord sê vir God is 1000 jaar soos een dag, so 'n jaar vir die Here is waarskynlik nie eers soos 'n sekond vir ons nie. En toe een nag weer terwyl ek bid, toe praat die Here weer met my en hy sê weer vir my in Engels, I want you to teach my people to pray. En toe kan ek verstaan reg, ek verstaan nou wat die Here wil sê, die kerk is nie op die fondasie nie, en die rede hoe die Here wil hê ek het moet regkry, ek moet sy kerk restoreer, en hoe ek dit moet doen, ek moet begin deur mense te leer om reg te bid, en nie verkeerd te bid nie. Nou gaan die seker vir my sê, maar kan 'n mens verkeerd bid? Ja, ek kan nie sê mens bid verkeerd nie, maar baie mense se gebede is gevul met gedagtes en woorde, wat eintlik niks seggend is nie, en wat niks gaan vermag nie. En toe het ek dit aanvaar, en ek het dadelik begin, en ek het 'n handleiding opgestel, en kursus begin aanbied, oor gebede, hoe om te bid, verskillende gebede wat daar is. En ek wil in die reeks wat ek met u gaan praat, daaroor 'n bietjie met u praat oor die verskillende gebede, en die doel van die verskillende gebede, en hoe om dit reg te doen, sonder om onnodige woorde, en aanhalings, en groot goed mee te deel. En toe het ek, terwyl ek een nag weer bid, soos wat my gewoonte maar is, toe praat die Here weer met my en hy sê, I want you to prophesy. En ek sê, Here, maar ek is nie 'n profeet nie, daar's nou baie profete in ons land, wat opgestaan het, en ek het vertroue in hulle, ek het geen probleem met hulle nie, en ek vertrou dat die Here hulle gaan gebruik, maar sê, Here, maar as u wil hê wat ek moet profeteer, dan moet u vir my sê, wat moet ek profeteer? En ek lees toe in die Bybel, Jesegiel 37, waar die woord van die Here sê dat die Here het vir Jesegiel gevat in 'n laagte en hom getoon 'n groot magtige klomp uitgedorde bene. En hoe die Here vir Jesegiel vra, Jesegiel, kan hierdie bene weer lewendig word? En Jesegiel sê vir die Here, ja, Here, dit kan, u weet, dit kan. En toe sê die Here vir Jesegiel, ek wil jy moet oor hierdie dorbene lewe profeteer. Profeteer seënings oor die bene, en profeteer vlees oor die bene, en 'n vel, uiteindelik profeteer gees in die bene. En hoe het hierdie bene bymekaar gekom met die regte bene by die regte plek,
en uiteindelik het daar 'n magtige groot leer opgestaan van mense, liggame wat op 'n tyd dood gegaan het en dor gegaan het en dor geraak het. En toe voel ek, dis wat die Here wil hê ek moet doen, om deur die mense te leer om reg te bid, hierdie uitgedroogde bedieninge en gestorwe bedieninge, wat in al die kerke reg oor die breë spektrum van die kerkewêreld sit, nie nodig een spesifieke een nie, maar oor die breë spektrum van die kerk, dit is dit daar, dat mense wat van tevore 'n bediening gehad het, aktief was in 'n bediening, sterk gestaan in 'n bediening, dalk as gevolg van iemand wat hom gestamp het, of gestoot het, of dalk gevoel het, nou uitgetree op ouderdom 65, gedink, nou moet ek maar rustig word. Die Here wil dit herstel in Suid-Afrika, want dit is my oortuiging, dat as ons kan reg bid, en die gesag van gebed kan verstaan, en kan toepas, dan kan ons Suid-Afrika se rigting totaal beheer en bepaal, en as ons kan ophou kla oor die agteruitgang van die land, en dieselfde energie gebruik in dieselfde tyd, dan kan ons deur reg te bid, en die woorde reg te gebruik, God se woord reg te gebruik, die swaard van die Gees, dan kan ons Suid-Afrika, nie net Suid-Afrika, net die hele Afrika, en die hele wêreld trouwens, as ons genoegsaam kan by mekaar kom. Want weet jy, daar is 'n skrif in Matteus 18, vers 19, wat sê, waar twee mense oor enige saak saamstem op hierdie aarde, sal dit hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is. So as ons almal kan saam die regte ding op die regte tyd doen, dan kan ons groot dinge vermag in Suid-Afrika. En ek kan myself nie aanstel as hierdie magtige bidder en hierdie magtige prediker nie. Maar ek weet God het my geroep om hierdie ding te doen en hierdie saak aan te vat, en ek pak dit aan met al my krag wat ek het. Ek wy my lewe daaraan toe. Ek wil nie gaan preek nie. Ek wil nie ander dinge doen nie. Ek wil net die opdrag van die Here uitvoer, soos God dit aan my gegee het. En dis waaroor ek met u vir die volgende paar weke wil praat, is oor gebed. En ek sal baie graag wil hê dat u bly luister, dat u nie afskakel en sê, man, ek kan bid nie. 'n Mens dink jy kan bid totdat jy agterkom, waar lê al ons foute en waar lê al ons tekortkominge. Soos ek al vir iemand gesê het, ek kan vir 'n groot bord kos op die tafel sit, en daar's mielies in, wat die blare nie van afgetrek is nie, daar's aardappel wat nie geskil is nie, en daar's koring in wat nie gemaal is nie, en daar is meel in wat nie, mielies wat nie fyn gemaal is nie, en ek kan vir jou 'n magtige bord kos neersit, dit is kos. Maar teen die tyd wat jy al die blare en die skille en die doppe uitgehaal het van daai goed wat op die tafel is, gaan daar bitter min kos oorbly. En die belangrike aspek is eintlik die kos, nie die doppe en die blare nie. So in gebed is dit dieselfde. 'n Mens kan baie kragtig bid, baie mense dink as hulle hard bid, of sommige mense dink as hulle skreeu as hulle bid, ander dink as hulle huil as hulle bid, gaan dit 'n verskil maak, maar ek wil vandag vir u sê, dit maak nie 'n verskil nie. Dis wat in jou gebed gesê word. Woorde het geweldige krag. As jy net daaraan dink, dat God die Vader het alles wat bestaan geskep deur woorde. Daar's krag in woorde. En jy weet, die kern van die bediening van gebed lê vir my in Matteus 17 vers 20, waar die woord sê, as jy geloof is soos 'n mosterdsaad, kan jy 'n berg verskuif. En hy gaan die laaste sinsnede van daardie versie sê, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. So jy kan verstaan, as ek en u in die geloof kan kom, en die swaard op kan tel, die woord van God kan verstaan, die woord van God reg kan gebruik, dan kan ons berge verskuif, ons kan situasies verander vanuit ons bidkamer, ons kan situasies verander deur in die kar te ry en reg te bid, op die regte patroon, die gesagte kan verstaan. So ek gaan u leer, as jy my gaan toelaat, wat is die verskil tussen aanbidding? Wat is die verskil tussen lofprysing? Wat is die verskil tussen 'n gesagsgebed? En hoe kan 'n mens van God vra? Hoe vra 'n mens van die Here? En wat beteken dit om profeties te kan bid? So, as u met my bly, dan gaan ek u hierdie sake leer. Weet, daar's 'n skrif in 1 Tessalonisense 5 vers 17, wat sê, bid sonder ophou. Nou, met die begrip van gebed, wat die meeste dierbare kinders van die Here vandag het, ongeag die kerkverband,
is daardie skrif onmoontlik om uit te leef. Want jy weet, ons het geleer, ons leer ons kinders ook so, om vanaand voor die gaan slaap, handjies te vou, en al die mooi gebedjies vir die kindertjies te leer, en vir jouself, dankie Here vir die kos, en dankie vir die dag wat jy my gespaar het, en dan praat dat die engel by die nag bewaar, en jy gee opdragte, en amen, dan klim jy in die bed. En ek het agtergekom dat dit het 'n probleem veroorsaak, dat as 'n mens, by wyse van assosiasie, as jy seker goed sien gebeur, dan verwag jy die outomaties die volgende stap. En so, om te bid vanaand by die bed, net so by jou kussing, so naby as moontlik aan die kussing, dan kry jy naderhand die assosiasie, dat as jy bid, dan word dit slaaptyd. En dan kry jy nou, kom jy in 'n kerkdiens, en hulle sê, ons gaan nou saam bid, en dan word jy onmiddellik vaak. En dan kan jy nie verstaan, hoekom word ek nou so vaak nie, maar dit is assosiasie, gebed en slaap gaan saam. En dis heeltemal verkeerde assosiasie, en dis glad nie wat ek by u wil tuisbring nie. So ek gaan met u 'n paar dinge deel, wat gebed nie is nie. Want daar's 'n paar dinge, paar van die doppe en mielieblare in gebed, wat ek wil uithaal, want ek wil vir u sê, dat as ons al die hallelujas, en al die prys die Heres, en al die en die a, en die ag Heres uithaal uit ons gebede uit, dan gaan ons uitvind, daar's maar bitter min van die gebed, wat oorgebly het. So laat my toe om u 'n paar dingetjies te leer, wat gebed nie is nie. Jy weet, gebed is nie 'n item op 'n agenda nie. Jy kan na enige vergadering toe gaan, ongeag waar, dan staan daar, die opening gaan so en so manier, gaan die seremoniemeester wees, en dan een of ander man of vrou gaan open met gebed. En daai gebed is 'n item op daai agenda, en dan bid hulle daar 'n sinnelose, doellose, rigtinglose, eintlik 'n hopelose gebed, maar die item is afgehandel op die agenda, en dan, ons het daarom saam gebid. En ek wil vir u sê, die begrip van gebed, of die mosie van gebed, of die aksie van gebed, wat net 'n gebed, iemand praat nou maar net om die item van die agenda af te kry, is eintlik 'n gemors van tyd. En dan gebeur eintlik met daai gebed niks nie. Maar daar's so baie dinge wat ons uit gewoonte uit doen, en niemand praat daaroor nie, want dit word aanvaar, dan moet iemand open met gebed. Selfs, ek wil selfs noem, 'n kerkdiens, die agenda op die kerkdiens. Hulle gaan saam sing, en dan gaan iemand open met gebed. En as mens regtig eerlik wil wees, as jy 'n verhouding met die Here het jy nie nodig om te open met gebed nie. Want as jy regtig 'n kind van die Here is, in 'n verhouding met die Here te staan, dan jy gaan nie elke kwartuur, Here, ek gaan nou 'n nuwe kwartuur in, ek gaan eers open met gebed nie. Jy praat met die Here. So die opening met gebed is baie keer net 'n item op die agenda, en ek wil jou nou nie stop om dit te doen nie, hoor. Jy moet nou nie vir my sê, hierdie man sê, ons mag nie open met gebed nie. Jy mag open met gebed, maar kom terwyl ons dan die geleentheid het by so 'n plek om te open met gebed, kom ons gebruik dan daardie geleentheid om een of ander krag van God los te maak in daardie vergadering. Jy weet, 'n mens kan met gebed, by 'n vergadering byvoorbeeld, kan jy vir iemand wat baie, jy kry mense by 'n vergadering wat baie luidrigtig word, en baie warm word, en opgewonde raak, kan jy deur jou gebed 'n gees van kalmte in 'n plek inbring, en dit bid en sê, ek dank U Here, dat jy die gesag wat U my gee, maak ek nou elke hart kalm en rustig. Hierdie vergadering gaan kalm verloop, gaan rustig verloop. En as ons dan daardie gebed doelmatig maak, dan is die opening van gebed by so 'n geleentheid gepas. Maar andersins die gebede wat mense daar bid, hulle vra gewoonlik een of ander persoon wat vreeslik aansien het in die vergadering of in die gemeenskap, dan moet hy nou bid om dit bietjie meer gesag te gee, bietjie meer kleur te gee. En ons kan die gebed nie gebruik vir die soort van dinge nie. En die gebed is ook nie 'n opsê van 'n rympie nie. Jy weet, ons leer ons kindertjies om te bid. En dan, ek ben 'n kindjie klein, maak my hartjie rein, amen. En dit is mooi as die ouers die kinders so leer bid, maar weet jy, eintlik leer ons die kind eintlik verkeerd. Want dit is so 'n rympie, en as hy na 16 jaar is, dan dink jy by homself, ek kan nou nie meer sê ek is 'n ben 'n kindjie klein nie. Dan moet hy nou sê, ek ben 'n kleintjie groot. Wat moet ek maak nie? En so, as ons liewer ons kinders van kleintyd af kan leer, om te bid, is 'n wonderlike geleentheid. En daar's nie eintlik regtig 'n definisie vir gebed nie. Baie mense sê gebed is om met God te praat. Maar daar's aspekte van gebed wat ek glad nie met God praat nie. Waar ek net 'n krag losmaak in die geestesriem, wat ek glad nie met die Here praat nie, dat ek met omstandighede praat. En baie keer met
met die geesteswêreld 'n inspraak te lewer, wat ook onder die definisie van gebed en kan gaan, waar ek glad nie met God praat nie. So, om net te dink, ek moet 'n rympie bid, gaan regtig nie die werk doen nie. En nog 'n ding wat die Here Jesus ons ook leer. Gebed is nie die uitherhaling van woorde nie. Jy weet, mense het 'n manier om as hulle 'n preekbeurt het nou nie, dan is daar nou 'n inleiding, en dan is daar die liggaam van die boodskap, en dan is daar nou die afeindiging of die slotgedeelte. Nou baie mense het hulle gebede dieselfde tipe van ding, hulle inleiding, hulle begin so, Vader, ek kom na u toe in die naam van Jesus. Almal doen dit, en jy het ook doen wat jy het so geleer by jou ouers, of by die kerk by jy aanbehoort, jy het so geleer, en dit klink nou heeltemal reg, en dit klink pragtig, en dit klink eintlik wonderlik, maar eintlik weet jy, as mense dit net sê as woorde, 'n rympie, of uitherhaling, en jy bedoel eintlik nie wat jy dit sê nie, want jy weet, as ons sê, Vader, ek wil in u teenwoordigheid instap deur Jesus, wat eintlik beteken, Jesus het die voorhangsel geskeur, toe hy sterf aan die kruis van Golgotha, en hy sê, ek is die deur, so as ek by hom instap, het ek ingang in die grootste en die diepste heiligdom van God se koninkryk, by sy troonkamer, en as mense kan besef, wat sê hy nou, as hy sê, ek kom na u toe, in die naam van Jesus, gaan bietjie praat ook oor wat beteken om te sê in die naam van Jesus later in die program, maar as jy kan besef wat jy besig is om te sê, ek kom in u teenwoordigheid in, dan moet jy weet, nou gaan jy instap in die heiligdom van God, by sy troonkamer, waarvan Jesus die deur geword het. Jy kan nie daar ingaan en nou gaan skinder en 'n goedjies praat daar wat God niks mee te doen het nie. Dan moet 'n mens besef hoe heilig die plek is waar 'n mens ingaan. En jy moet jouself regmaak wanneer jy begin in jou gebed om te sê, ek kom na u in die naam van die Seun Jesus Christus. Dat jy iets spesifieks met God gaan praat. Jy gaan hom aanbid, of jy gaan iets met hom deel, wat hy in elk geval waarskynlik weet, of hom vra vir iets wat jy nodig het. En dis baie belangrik, dat mense hierdie dinge wat gebed nie is nie, kan verstaan en kan inhou. Gebed is ook nie 'n tyd om stories aan te dra nie. Jy kan nie gaan skinder by die Here nie. Is ook nie 'n tyd om te gaan kla by die Here nie. Baie mense maak hulle gebed so 'n klaaglied, dat geen mens wil daarna luister nie. En gebed is ook nie 'n verborgde preek nie. Jy kry baie keer dat iemand gepreek het in 'n diens, nou vra hulle iemand om af te sluit met gebed. Wonderlik. En nou is daar 'n paar dinge wat die ou wat nou gaan bid, graag wil by die prediker se woorde byvoeg, wat daai prediker dalk net toevallig gemis het. En nou gebruik hy sy gebed as 'n manier om die preek aan te vul. So eintlik wil hy met sy gebed vir die vergadering verder preek. Hy wil nou net dit sê wat die prediker nou nie gesê het nie. En dis glad nie waaroor gebed gaan nie. Gebed is nie 'n verborgde preekbeurt of 'n geleentheid waar jy jou deel kan bydra nie. Gebed is ook nie 'n tyd waar jy God opdrag te gee nie. Jy kan nie vir God opdrag te gee nie. God is God. Ek is sy diensknegt, u is sy diensknegt. Ons moet opdragte uitvoer. Dit is nie vir ons om hom opdragte te gee nie. So jy kan nie vir Here sê, Here seën vir Piet, en Here antwoord vir Koos, en Here stuur vir my geld, en Here doen dit, en Here, God is nie ons diensknegt nie. En ons gebede is baie keer net dit. En dan, gebed is ook nie 'n tyd van heuningkwas aansmeer nie, hoor. Is nie 'n tyd waar jy nou die Here gaan aanbid en die Here prys, want eintlik kom jy bid, jy wil vir die Here vra vir R500. Nou begin jy, Here, u is wonderlik en u is wonderbaar, en jy begin so die heuningkwas uithaal, tot jy uiteindelik by die kern van jou gebed nou kom, jy die voorhangsel nou klaar deurgekom, en sê, Here, eintlik soek ek R500. En dan kry jy die R500 en sê, ek is so ongelukkig, ek het gebid en gevra, niks het gebeur nie, en dan word mense verskriklik teleurgestel. En gebed is ook nie 'n wensry nie. Baie mense maak vir hulle gebed 'n wenssessie. Here, dit sal maar wonderlik wees as ek die lotto kan wen. Nou dat sal nou nie heeltemal werk by die Here nie. En ek dink mense moet wegkom daarvandaan af. En baie mense gebruik hulle gebed en sê hulle, pastoor, ek het soveel probleme, maar ek het my probleme nou vir die Here gegee. Dit klink vreeslik heilig, hoor. Maar jy kan nie jou probleme vir die Here gee nie, hoor. Dis nie die Here se probleem nie, dis jou probleem. As jy nie jou skuld kan betaal wat jy gemaak het nie, dan moet jy 'n plan maak om ergens iets ekstra te doen vir ekstra inkomste om jou skuld te kan betaal. As jou vrou jou probleem is, kry jou huwelik reg, dis nie die Here se probleem nie. Dis ook nie die Here se skuld nie.
En nou wil jy sê, ek gaan my nou lekker losmaak, ek gaan vanaand lekker slaap, ek het al my probleme nou vir die Here gegee. Wonderlik. Jy kan 'n prys wen vir daardie oordrag van jou probleme, maar ek kan jou 'n papiertjie gee. Daardie oordrag van jou probleme aan die Here gaan nie vir jou 'n antwoord wees nie. So, dis dinge wat gebed nie is nie. En by die volgende keer wat ek u sien, dan gaan ek begin praat oor, wat is aanbidding? Wat is lofprysing? Wat is dit? Hoe vra 'n mens van die Here? Wat is gesagsgebed? Hoe is dit om profeties te bid? En dan gaan ons bietjie begin leer. So ek het nou baie vinnig vir u gesê wie ek is, wat gebed nie is nie, en by die volgende aanbieding, dan kyk ons, wat is gebed regtig? Baie dankie. My naam is Kai Bekers, onthou dit, is 'n baie belangrike naam. Vrede vir u en die Here se seën rus op u. Dankie. Liewe kykers, ek wil jou ook graag voorstel aan my vroukie Marie. My vroukie is oorlede in 2010 en haar man is oorlede in 2011. En ons is getroud. So indien u dalk nou die ander vrou langs my verwag het, dis my vrou. En ek is baie lief vir haar, sy is my regterhand en ons is baie gelukkig en sy staan saam in die bediening. Sy was baie jaar lank maatskaplike werkster. En sy help my baie met berading van mense wat regtig probleme het. So as jy ons nodig het, my telefoonnommer sal iewers op die skerm verskyn en ook my vrou se telefoonnommer. Baie dankie.